Baie welkom by vandag se aanlyn boodskap. Net een afkondiging, ons het ons Kerssangdiens volgende Sondag die 30ste November en jy moet groot asseblief jou plek bespreek vir die oggend of die aanddiens. Dit is gratis, dit kos niks nie. Ons gaan ook nie kyk wie kaartjies het die aand nie, maar dit is belangrik dat ons weet hoeveel getalle daar is in die oggenddiens en as dit dan nou vol is, dat ons kan laat weet dat daar dalk net plek in die aand oor is. Dis dieselfde, dis 'n oggend en 'n aanddiens en ons het die groot voorreg dat Stefan Kloete saam met ons die Kerssangdiens gaan kom vier en ons hoop om jou daar te sien. Ek gaan vandag se boodskap begin met 'n stuk uit Psalm 89. Ek sal altyd sing van die Here se liefdesdade, sy trou verkondig aan die komende geslagte. Ek sê, u liefde en u trou wankel nooit. Dit hou vir altyd stand in die hemel en op aarde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees. Ons beweeg so bietjie hierdie kwartaal na ons gemeente tema se derde deel wat sê verander. Ons gemeente se tema is vir Christus, mekaar en ander. En ons gaan in hierdie vierde kwartaal so hier en daar bietjie fokus op die ander, die vreemdeling. En ons gaan na 'n bekende teksgedeelte kyk in Genesis 18. Genesis 18 is deel van die verhaal van Abraham. En ek gaan ons teksgedeelte vir ons lees en dan sal ek so bietjie meer agtergrond gee oor waar ons onsself bevind in hierdie storie van Abraham. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie dat ons in u woord kan stil staan, dankie dat ons kan bely en weet en glo dat u woord lewendig is. So Here, ek vra dat u in elkeen van ons se lewens u woord opnuut sal lewend maak, in Jesus Christus se naam. Amen. Die teksvers vir vandag is eintlik heel eenvoudig. Daar kom 3 besoekers by Abraham aan en dan sê hy die volgende in vers 3 van hoofstuk 18. Hy het gesê, meneere, u sal my 'n guns bewys deur nie by my verby te gaan nie. Laat ek eers 'n bietjie water laat haal, sodat u voete kan was, en kom rus dan onder die boom. U is nou eenmal op pad hier verby, en daarom wil ek 'n stukkie brood vir u gaan haal, dat u weer krag kan kry. En hulle het vir hom gesê, goed, maak so. Ons lees vandag tot sover. Ons bevind onsself hier in die middel van Abraham se verhaal. Abraham word in hoofstuk 15, word hy geroep deur die Here en die belofte word gemaak dat hy 'n groot nasie gaan wees. En dan die eerste ding na hierdie belofte wat gemaak word, is eintlik dat Abraham droog maak en 'n deel van sy menslikheid kom wys. Want daar's hongersnood in Kanaan, hy gaan Egipte toe, sy vrou is mooi, en hy sê, eerder dat hulle my doodmaak, kom ons sê vir die Egiptenare, ons sê vir die Farao, jy is my suster en nie my vrou nie. Abraham het 'n paar randjies uit daai ooreenkoms ook gemaak, en die Farao sê dan, hy het met haar getrou. So eintlik gee Abraham sy vrou daarop. En dan jaag die Farao uiteindelik hom weg en sê, wat het jy my laat doen? So 'n stuk van Abraham se menslikheid wat daar uitkom en gebrokenheid, en tog kies die Here om aan te gaan met Abraham. Dan kry ons verskillende verhale van Lot en waar Abraham dan nou gesê word om hom en sy almal wat onder hom is te besny, en ons kry daai deel van die verbond wat gemaak word. Daar word 'n verbond ook tussen Abraham en God gesluit, waar God opnuut weer die belofte maak dat hy 'n nageslag gaan hê. En dan kom ons by hierdie toneel uit, hierdie toneel eintlik net voordat Sodom en Gomorra verwoes word, waar Abraham sit by 'n groot boom by Mamre, in die hitte van die dag, en dan kom daar 3 besoekers by hom aan. Maar ons weet dat dit die Here is. Daar staan in die begin, die Here het Abraham kom besoek. Daar het 3 besoekers by hom aangekom. So hier sit Abraham in die hitte van die dag, hy kyk op en hier staan 3 mans. En Abraham se reaksie is om op te spring en te draf na hulle toe,
as 'n simbool van gasvryheid. Dit laat my so 'n bietjie dink aan wat Theo laasweek gesels het oor die genadige vader van die verlore seun, wat hardloop na die seun wat terugkom toe. Abraham staan op en hy draf na hierdie vreemdelinge toe, wat in mensevorm daar kom. Hy weet nie dat dit die Here is van die begin af nie, maar hy draf na hulle toe en hy sê vir hulle hierdie mooi sin van, julle sal my 'n guns bewys, as ek vir julle kan bedien, as ek gasvryheid aan julle kan betoon. Ons het 'n dosent gehad wat altyd die grap gemaak het en iets in die lyn gesê het van, dit is vir julle 'n voorreg om my vandag aan te hoor. Die sinnetjie is so 'n bietjie deurmekaar gesê. So Abraham sê, dit sal vir my 'n voorreg wees, as ek julle kan bedien met gasvryheid. En dan lees ons daar dat die vreemdelinge aanvaar die gasvryheid. Die gasvryheid is in oormaat. Die hoeveelheid meel wat Sarah moet bak is 16 kg. 16 kg meel vir roosterkoeke is meer as genoeg vir 3 mense. En dan word daar nou nog 'n lammetjie geslag, en daar's 'n paar goeters wat daar aangaan met die lammetjie, en dit laat ons eintlik dink ook aan Levitikus se maaltydoffers wat aan die Here gemaak word. Dis asof hierdie eintlik 'n profetiese verwysing vorentoe is na dit wat nog gaan kom, aan die offers wat aan God gemaak moet word. En hulle eet dit, en terwyl hulle eet, dan vra die Here, waar is Sarah? Dan sê Abraham, in die tent. En dan sê die man, volgende jaar, hy sê eintlik in die volgende tyd van lewe, die volgende tyd van lewe verwys na lente, wanneer die blommetjies nuwe lewe kry. In die volgende lente sal ek weer hier verbykom, en dan sal Sarah 'n seun hê. En dan lag Sarah binne in die tent, sy giggel. Want sy is 'n vrou, sy's 99 jaar oud. Daar staan letterlik in Hebreëus, sy die weef van vrou wees verloor. Haar siklus is verby. Sy kan fisies nie meer swanger word nie. So sy is daar in die tent en sy lag vir hierdie man daar buite wat sê sy gaan swanger word en sy gaan 'n kind kry. En dan het sy hierdie monoloog met haarself waar sy sê, maar gaan ek op my ou dag nog vreugde beleef? Gaan ek op my ou dag nog iets van die paradys beleef eintlik? En dan sê sy ook, maar nog Abraham ook nog. Abraham is net so oud soos wat ek, so dis regtig onmoontlik. En dan word sy aangevat oor dit. Die man vra, die Here vra, hoekom het jy gelag? En dan jok sy sê, nee, ek het nie gelag nie. En dan reageer die Here weer en sê, nee, jy het gelag. En dis die einde van die teksgedeelte. Dit hang hier in die teksgedeelte eindig hier so in die lig, waar daar net hierdie leuen is, en dan die feit dat sy uitgevang is, dat sy gejok het. En daar eindig dit. En hierdie is een van daai teksgedeeltes wat jy lees, wat as jy hom klaar gelees het, voel jy, hier's iets dieper en groter aan die gang, maar ek dink nie ek besef wat alles aan die gang is nie. En hierdie is 'n teksgedeelte wat die melodie van God se storie, die koorgedeelte, as ek nou dink aan 'n liedjie, 'n bekende liedjie, die bekende deel van die lied is gewoonlik die koorgedeelte, en dis die ding wat oor en oor herhaal. En ons kry in die Bybel, kry ons 'n melodie wat oor en oor en oor herhaal. En dit is die melodie van die skepping en die sondeval, die straf, of die gevolge van die sondeval en vernuwing. So God skep nuut, daar is 'n tyd van vrede waar God en mens saam is, daar is die sondeval, daar's gevolge van die sonde, en dan begin God oor. Dit gebeur oor en oor in die Bybel. Dis amper asof elke karakter hierdie verhaal het. Nuwe karakter, hy is die een wat Israel gaan red. Daar is 'n tyd wat dit goed gaan. Dink aan Dawid, nuwe karakter, jong seun. Dis tyd wat goed gaan. Hy oorwin Goliat, hy word koning.
sondeval, Batseba, daar's resultate daarvoor en die Here begin oor met Salomo. En omtrent elke karakter het hierdie refrein wat oor en oor herhaal. En hierdie verhaal is glad nie anders nie. Inteendeel, dit is baie ooglopend dat hierdie verhaal terugkyk na die skepingsverhaal toe. En daar's 'n klomp goeters wat ons sien. In die eerste plek sit Abraham by 'n hoë boom. Hy sit by 'n hoë boom wat ons laat dink aan die tuin. Die mans kom in die hitte van die dag. Ons lees in Genesis, die Here het in die wind van die dag gekom. So in plaas van wind is dit nou hitte, maar in 'n spesifieke tyd van die dag kom die Here. En hy kom vra vir hulle, waar is julle? Daar's 'n stuk vrede wat gehandhaaf word. God en mense saam en daar's eenheid. Abraham en hierdie 3 mans eet saam en God en mens is op dieselfde plek. Nou, hier wil ek gou stil staan en dit is dat daar's baie teorieë oor wie hierdie 3 mans is. Daar's teorieë dat dit die 3 eenheid is. Daar's teorieë dat dit net 3 engele is, maar tog sê die Bybel die Here het hom kom besoek. Die engel van die Here en die boodskapper van die Here word baie keer as verskillende wesens geïdentifiseer. Die beste manier wat ek het op hierdie oomblik vir my lewe verstaan is dat dit die Here is en 2 van sy boodskappers. Kom ons noem dit 2 van sy engele wat saam met hom daar was. Want ons lees in die volgende stuk lees ons dat die Here nog met Abraham praat, maar die 2 mans gaan in Sodom en Gomorra in en daar gebeur 'n klomp goeters met hulle en hulle saai eintlik die verwoesting van Sodom en Gomorra. So die Here en sy 2 bodyguards, sy 2 engele kom saam met hom en hulle eet saam met Abraham. En daar's 'n stuk van hemel op aarde, 'n stuk van Eden wat daar gebeur. Daar's oorvloed, daar is gasvryheid. En dan kom hierdie stuk van vertrou my. In die tuin van Eden sê die Here vertrou my, julle kan van alles eet, moenie van daai boom eet nie. Hierso sê die Here vertrou my, volgende jaar gaan ek terugkom, jy gaan 'n seun hê. En dan lag Sara. Nou wat ons eintlik vergeet is Abraham het ook gelag vir dieselfde belofte in die vorige hoofstuk. So dis nie net Sara se skuld nie, net soos wat dit nie net Eva se skuld was nie. Maar dan lag sy en dan jok sy en die woord wat daar gebruik word, die feit dat sy jok is een klein lettertjie weg van die woord slang af. So daar kry ons ook hierdie koneksie tussen die sonde en die slang en die sondeval. En dan sê sy, gaan ek in my leeftyd nog hierdie vreugde beleef? Die woordjie wat daar gebruik word is Eden. Eden beteken vreugde. Gaan ek in hierdie leeftyd van my nog Eden beleef? Ek wat so oud is en my man wat ook so oud is. En dan eindig hierdie teksgedeelte natuurlik net waar die sonde erken word. Nie erken word nie, maar bevestig word. Ek het nie gejok nie, ja jy het. Volgende stuk begin die Here weer met iets niets. Hy kry vir Lot daar uit. Ons het hierdie hele onderhandeling tussen Abraham en die Here en dan kom Lot uit Sodom en Gomorra uit. En die Here begin weer met 'n nuwe ding en 'n nuwe plan. Maar daar's iets van hierdie refrein van probeer, geniet of misluk. Pas bietjie aan, probeer weer. Geniet, mislukking, pas bietjie aan, probeer weer. Daar's iets in hierdie refrein wat vir my net so relevant vir my eie lewe is. Dit is asof my lewe dieselfde refrein het. Daar's tye wat ek naby aan die Here is en dat ek geniet dit. En dan val ek weer. Ek doen dinge wat ek nie wil doen nie. Dan kom ek weer op my knieë voor die Here en ek sê Here, kom maak my nuut, kom was my skoon. En dan is daar weer 'n tyd van goed en 'n tyd van sleg en 'n tyd van goed en 'n tyd van sleg. En ons vir my iets gerusstellend in die feit dat as ek die Bybel lees dan dit verras nie die Here dat ons op 'n manier in dieselfde refrein funksioneer nie. En ek as kind van die Here het 'n behoefte dat hierdie refrein in my lewe al hoe beter word, dat die Here my kom nuut maak, dat ek dit wat ek doen probeer op die beste manier wat ek kan, en dan as ek val, dat ek aanpas, en volgende keer nie weer daai selfe fout maak nie. Een van my werke
in ons huisgesin is om beskuit te bak en ons gesin begin amper nie 'n oggend sonder beskuit nie. En ek is vandag op 'n plek waar ek beskuit kan bak sonder 'n resep en dit gebeur amper instinktief. Ek moet wel bieg, hierdie is die tweede keer wat ek die preek opneem, want ek het gedink ek gaan die preek opneem terwyl ek beskuit bak, maar ek het net besef, ek kan regtig nie meer as een ding gelyk doen nie. So ek het begin bak en dan kan ek nie meer praat nie en ek maak nie oogkontak met die kamera nie. Maar die punt is, daar was 'n tyd gewees wat ek na my skoonpa gekyk het en vir myself gesê het, ek wens ek kan beskuit bak soos hy. Ek het ook in my huwelik geleer, as ek wil hê ons huwelik moet werk, gaan ek moet leer beskuit bak, want dis waaraan Karla gewoond is, in die huis wat sy groot geword het. Daar was 'n tyd gewees wat ek dit nie kon doen nie. En my eerste poging was 'n groot mislukking gewees, en my tweede poging was 'n mislukking gewees, en ek dink hier by die derde poging was dit semi-eetbaar gewees, maar dit het opregtig op so 'n plek gekom waar ek instinktief kan gou-gou in 15 minute die baksel aan mekaar kan sit en in die oond sit en dit is finish en klaar en gou-gou skoonmaak en was. En daar's iets vir my daarin dat ons lewe maar op dieselfde manier werk. Jy poog om 'n nuwe pad saam met die Here te stap. Here, ek wil meer gasvry wees, of Here, ek wil vir mense bid. Here, ek's bang om voor mense te bid. Here, ek wil die moed hê om voor mense te bid. Here, ek wil U dien op een of ander manier, 'n gawe wat U vir my gegee het, maar ek's nie 'n professionele persoon wat dit aanbetref nie, so ek kan dit nie doen nie. En ek wil eintlik vandag kom sê, nonsens. Begin net. En jy gaan misluk. Jy gaan die eerste 2-3 kere gaan jy na die tyd dink, wat op aarde het ek gesê? Wat op aarde het ek gedoen? Maar jy gaan leer uit dit uit. Hierdie refrein van iets nuuts begin, geniet dit in die oomblik, jy gaan 'n fout of 2 maak, pas aan, begin weer, geniet dit, maak 'n fout, pas aan, begin weer. Oor 'n jaar van nou af, as jou behoefte is om meer gasvry te wees, gaan jy 'n professionele persoon in terme van gasvryheid wees, as ek dit so kan stel, en mense gaan vir jou kom vra, hoe kry jy dit reg? Kies dalk, sê ek gaan 1 keer 'n maand gaan ek 'n ete vir 'n vreemdeling gee wat gevries is, hoe ook al dit is wat op jou hart is. Maar om net te begin met dit, en hierdie refrein wat ons reg deur die Bybel kry, as ons misluk, pas ons aan, ons staan op, ons 'n groot stuk genade daarin. Ons word geroep om die vreemdeling te bedien. Hebreërs 13 vers 1 sê, moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Ons word geroep om soos Abraham die vreemdeling raak te sien. En as dit iets is wat jy in jou lewe nog nooit gedoen het nie, daag ek jou uit om te begin en te probeer en te glo dat jy beter gaan word in dit. Amen. Ag Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U hierdie refrein so goed ken en dat daar soveel genade vir ons ook is. So ek vra Here dat U ons sal lei in ons eie lewensrefreine waarmee ons besig is. En ek vra Here dat U ons sal seën in dit wat ons doen. Dat ons nie moed sal opgee as ons misluk nie. Dat U ons sal help om die regte aanpassings te maak. Ons dank U vir U liefde en U genade. Amen. Ontvang gerus die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. En die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.